Goeiedag, goeienaand, ek so bly is ingeskakel by Maandag met Morney. Kan jy hulle glo? Dit groei, dit bou, al die getuienisse, al die real stories. Dankie dat jy like, dankie dat jy subscribe en dat jy share, want hierdie stories raak mense aan. Vandag, voor ons met die Herselman gesin gaan gesels, kom ons kyk bietjie wat's hierdie week se nuttelose inligting. Ek hoop jy geniet jou lente. Ons Suid-Afrikaners is baie lief vir braai en ons is baie lief vir pizza. En hierdie week, in die jaar 1988, het Domino's Pizza hulle 1 biljoenste pizza afgelewer. Dis mal baie. Gaan geniet jou pizza hierdie week. Ook in hierdie week, paar jaar terug, was in die jaar 1851 die New York Times was die eerste keer gepubliseer, want ons hou van nuus. Lekker week. Baie welkom terug by Maandag met Morney. Soos ek vandag aan die begin gepraat het, die Herselman gesin is hier by my. Ek gaan nou voorstel, maar hierdie is een van die grootste stories van hoop, waar daar geen menslike hoop was nie, en ewe skielik het die Here dit verander, en hier is 'n lewende getuie. So, ek wil aan julle voorstel, Peer, Susie, en in die middel sit Soekie. Dit is wonderlik om hulle net vandag hierdie podcast met hulle te hê. So, die 15de April 1991, het Peer geland uit Duitsland uit in Suid-Afrika, en hy was op pad na sy huisekant toe, of kantoor toe. Sy kantoor was in Orkney, en hy het besluit, hy gaan nie by Orkney stop nie, hy gaan sommer deur hy Klerksdorp toe, om net gou sy gesin te groet, na sy trip in Duitsland. So sy huis toe gery het, het hy 2 dogters, 10 en 'n 8-jarige. En toe hulle papa sien, nader kom, het hulle gehardloop van die bure af oorkant, het hulle oor die straat gehardloop. Soekie, jou sussie was eerste oor, en ongelukkig, toe jy hardloop, het daar ander voertuig jou getref. Op die sy getref, en nie net op die sy nie, haar kop het deur die windskerm gegaan. En hierso ewe skielik is hierdie lyfie, 8-jarige lyfie, lê amper leweloos daar in die pad. Susie, van jou begin. Ja, Wat was die ervaring? ek kan nie sê, dit was onbeskryflik, want 'n mens verloor jouself totaal. Jy sien jou kind daar lê, en ek kon nie beweeg nie, ek kon niks doen nie, en gelukkig het Lientjie, my oudste dogter, kop gehou in sy telefoon toe, en sy het 911 geskakel, om die ambulans daar te kry. So daai tyd, Lientjie was toe 10 jaar oud. Sy was 10 Ek is so bly, sy het net gesê, okay, kom ons doen iets, en julle as ouers het hulle die 911 soos ons aangehou leer. Ja. Ek wil net vra, Peer, as jy die microfoon kan vat, jy was nou daar ook. Susie, dit is 'n warboel. Wat was jou belewenis toe jy jou dogter daar sien lê? Wat doen jy? Jy probeer mond-tot-mond asemhaling, alles wat jy destyds al van mense gehoor het, en wat jy geleer het toe jy nog groot geword het, hoe om iemand aan die lewe te probeer hou, na daai Soekie wat daar lê, wat niks is nie. Maar daar was nie bloed nie. Daar was niks bloed nie, maar hier lê my kind. Wat doen ek? Probeer asemhaling, probeer lig in haar liggaam kry, en toe ek my oë oopmaak, toe stop die ambulans daar. Ek kan nie vir jou sê hoe lank dit was. Ja, maar jy het alles in jou vermoë aangehou doen, wat as pa, om jou dogter te probeer red, of hierdie lewelose liggaampie net te sien. Daar op die teer. Ambulans kom toe daaraan, die mense van die ambulans het toe dadelik oorgeneem, en toe wat 'n hospitaal toe is sy gevat? Klerksdorp hospitaal. Dit was die enigste hospitaal in daai jare in Klerksdorp. En wat doen jy? Ga hospitaal, dis al wat jy weet. Soekie, ek wil met jou praat, ons gaan net nou baie meer oor jou gesels. Kan jy enigiets onthou van hierdie? Nee, ek kan nie. Ek is so bly jy gesels, want ons gaan net nou vir hierdie mense verduidelik, dat dokters eintlik gesê het, jy sal nooit weer praat nie, jy sal nooit weer loop nie, jy sal nooit weer, met alle respek, jy sal 'n koolkoppie wees. Weet, maar vandag, kyk hy mooi glimlag, sy is net 'n aansteeklike mens. So okay, Susie, jou kind is op pad Klerksdorp hospitaal toe. Wat het die dokters dadelik gepraat, het hulle toetse begin doen?
Ja, weet jy, ek moet vir jou sê, dit was, hulle optrede was vinnig en Soekie dadelik opgeneem en hulle het vir haar toetse begin doen om te kyk of sy enige bloeding op die brein het. Maar dis nag gewees, dit was regtig nag, is vir my baie moeilik om daaroor te praat, want dis soos flitse wat by jou verbygaan. Dis onbeskryflik. Nou, jy kan sien, jare nou na die ongeluk is nog steeds, want dit was so oorweldigende emosie, van waar nou, wanhoop, weet ek, red my kind, raak my kind, kom dokters, die Here help, en ek kan my nie self indink in die totale krisis wat julle is. Pierre het iets genoem vandag van, sy moes Milpark toe gaan. Ja, weet jy, sy is toe die nag daar in Clermont Hospitaal en het elke halfuur haar getoets om te kyk of daar enige bloeding is en wat gebeur. En die volgende oggend, toe het die dokters vir ek en Pierre gesê, nee, hulle kan vir haar niks doen nie. Sy moet so gou as moontlik by 'n breinspesialis uitkom. En die naaste is Johannesburg. En Pierre se prokureur, hy is baie goed gewees, want hy het dadelik gekom en hy het alles gereel, hy het die helikopter gereel en hulle daar kom haal en hy het vir ek en Pierre gesê, ry julle vooruit, ek sal hier wees tot hulle vir Soekie laai, dan kry julle haar daar. Ok, so wat was die vinnige diagnose? Al wat hulle sê in Klerksdorp, hulle kan niks vir haar doen nie, sy moet Milpark toe gaan, so die eerste diagnose was, hoor jy, hier lyk of haar moeilikheid is, hier moet nou breinchirurgie. Verseker. Ok, by Milpark aangekom, hoe lang was sy in 'n ICU of deur toetse, kan julle van die goed onthou? Ja, sy was vir 3 weke in ICU, het longmasjien op haar gehad, dit was niet naar, om maar so te sien, want hulle het ook, selfs die breinspecialist, die een suster het aan my toe kom, toe sê sy vir my, you know what, I don't know how to say this to you, but we must bind Soekie's feet, want die voetjie kan ons nou verslap, en dan as sy kan regkom, gaan sy op haar toentjies loop. Die breinspecialist vir die suster gesê, ach, don't worry, she's not gonna make it anyway. Wat? Ek is jammer dat het so was. Ja, en dan lees sy daar, dis tragie. Het jy nou nog, ek sien jy het nog 'n skaar daar van die tragie. Ja, hulle het dit al probeer regmaak, want hy was erg, maar Soekie, dis mooi. Vir jou is dit nie mooi nie, maar dis 'n teken van, kyk, is 'n wonderwerk. Ag, Pierre, kan ek jou die mikrofoon laat vat? So, die dokter se diagnose, wat was fout in haar liggaam toe gewees, as gevolg van die ongeluk? Al wat ons net geweet het, sy het 'n breinbesering gehad en die breinscans het gewys, daar's in die middelste lob, is daar 'n bietjie bloeding gewees. Hoeveel bloeding, die weet ons nie. Maar dis al wat ons geweet het, maar Soekie was niks gewees nie. Sy het die hele tyd daar gelê en dan sy sulke konvulsies, bewegings gehad in die liggaam, reaksie van ek weet nie wat nie. Maar so het jy daar maar in die intensief ingegaan, sy het in haar eie kamer gelê en dit was baie moeilik en hulle moes kort suig uit die tragie was in, maar uit die mond en die goed uit te suig, whatever dit was. Dit was baie moeilik vir ons gewees. So, julle as ouers, julle hoor die verpleegs praat hierdie dinge van, los sal sy geval het nie maak nie, dis fatale groot woorde. Wanneer het julle met 'n spesialis gesit? En wat was daai spesialis se diagnose? Sy was basies 3 weke daar, toe die dokter, toe ons besluit, dit is te moeilik vir ons, want ons is in Klerksdorp, dan moet ons heen en weer ry, toe ons die dokter gevra asseblief om haar oor te plaas Klerksdorp toe. Sy is toe oorgeplaas soontoe,
En hy het gesê, ons moet na 6 weke haar terugbring. Maar nou die tydperk wat sy by die huis was sy in doeke, ons moes haar voer, oogies, ja, was soos in dood. Nagte nie geslaap met haar nie. Ons het daar in ons kamer in, haar bed was reg langs ons bed. En toe het die prokureur van Peer se suster het vir ons 'n terapeut gekry wat met Soekie begin werk het, en toe sê sy vir ons, daar's 'n baie goeie dokter in Bloemfontein. Maar ons is toe eers terug Johannesburg toe, want hy dokter wou haar sien. Ons het haar teruggevat, ingestoot in sy kantoor, en hy het allerhande toetsies met haar gedoen, en toe kyk hy ons so, toe sê hy vir my, listen, I don't think you must ever even think you had a child. Take this child, stick her in an institution and forget about her. Because she's not gonna come right. Stop my daar, die dokter kom en hy sê, sy diagnose is, vergeet dat jy ooit 'n kind gehad het. Dit was sy woorde. Bære hierdie kind weg in 'n instituut. Dis wat hy gesê het. Hy het sy laai so oopgetrek, toe haal hy die vorm uit. Toe skiet hom so oor die tafel vir my. Toe sê, there's the form, fill it in, and take her. Ek en Pierre is daar uit, sonder 'n dokter, terug Klerksdorp toe, en dis toe waar ons die terapeut gekry het, wat met Soeks begin werk het, en sy het ons na dokter toegestuur in Bloemfontein. Baie oulike dokter, hy's ook 'n breinspesialis, hy het met die weer nog oudjies gewerk. Ek wil gou daar stoppeer. Susie, geloof. Hoe was julle geloof as 'n gesin daai tyd? Het dit verander? Het julle meer na die Here gegryp? Was daar ondersteuning? Ek wil net hoor van daai perspektief af. Ek wil net iets sê. Net voor Soekie se ongeluk het ek eendag gestaan daar by die wasbak in die kombuis, toe dink ek by myself, dit gaan te goed met ons. Dit gaan te goed met ons. En 'n week daarna het hierdie ongeluk gebeur. So. Dit was 'n moeilike tyd vir my gewees, veral as 'n besigheidsman. Alhoewel ek 'n diaken by die kerk was, ek kan nie kerksname noem nie, maar daar was geloof in ons. Ons het daarom Sondag kerk toe gegaan, maar jy weet, jong man, meer in besigheidswêreld, meer dinge, gaan doen maar jou werkie as die diaken, vorder die geld in en gaan betaal dit oor, maar dit was nie wat ons vandag het nie. Nou wat ons deur is daarna, om ons regtig terug te bring, en ons voete plat op die aarde te sit, en om ons knie te gaan vir die Here. Ja, Mona, ek dink, as ek dit moet sê, ons was lou Christene. Ons was kerkmense, betrokke, maar daai diep gelowigheid wat ek hier by Lewensentrum gekry het toe nie bestaan nie. Kan ek net daar, want ek wil nou 'n bietjie 'n sidetrack vat. En julle is die laaste mense wat 'n ou nou moet sê, julle is nou so special. Maar julle is onbeskryflik geliefd, julle al drie. Wat julle beteken vir die gemeente is meer as wat ou kan beskryf in woorde. So ek wil net vandag sê, dankie vir die Herselman gesin, wat boots and all die koninkryk help bou, wat nooit nee sê vir 'n challenge nie, wat altyd uit hulle pad uit gaan om mense te help en te ondersteun. So nou wil ek terugkom in die proses van herstel. Jy was daar gewees by 'n great terapeute, mense wat hulle ure en ure spandeer, sodat jy moet begin eet weer en begin moet loop, en so was dit 'n lang, moeilike proses? Dit was baie lank, baie lank. Een Saterdag, omtrent so 2 uur, toe sê ek vir Pierre, ek kan nie meer nie, Ja. Die lê die kind, ons weet nie, my telefoon lui, en ek antwoord, en die man sê vir my, Susie, jy praat met Dr. Gielie Kommerink, ek is van die apostoliese geloofsending in Klerksdorp. Jy ken ons nie, maar ons het gehoor van Soekie, kan ons vir haar kom bid? Dis 'n Saterdag, hulle het so 6 ry en 3 ander persone daar aangekom, en
Hy het vir Soekie gebid. Ek het iets belewe wat onbeskryflik is. Ek het 'n krag gevoel in my, Ja. wat onbeskryf, dit het gevoel of my huis 'n fondasie so ruk. En hulle is daar weg, en maandagoggend, toe Lientjie by Soeks verbystap, toe sê sy, vir Lientjie, hallo, Lientjie. Ek was buite myself, ek probeer die geweld uitgejaag. Ons predikant van die kerk was daar, die hele dorp was teen mekaar. Ons Soekie het gepraat. Net daar. Dit is as God opdaag in 'n situasie. As die Here instap en hy raak die duisternis aan met sy lig, dan is daar lewe. So jy het vir jou sussie hallo gesê, en jy laat die hele dorp huil en uitroep en sê, hier's 'n wonderwerk. Dis net die Here. So en toe het sy begin meer Toe woordjies sy sê. begin, ja, weet jy, toe sy stadig begin, wel ons moes toe die hele kamer omskep in terapie. Sy moes oor 'n ding hang en sy moes al leer kruip. Sy het op haar maagie gelê, dan vat Pierre haar linkerkant en ek die regterkant en dan stoot ons haar om te kruip. So het sy toe begin kruip en toe het sy begin regop sit en so het dit maar met aangegaan en toe het sy begin loop en dan Pierre haar elke middag gevat met stokkies en dan Twee besemstokke. en dan loop hulle dat sy kan leer om reg te loop. So dit was nogal 'n lang proses, maar en uiteindelik is Soeks terug skool toe, sy's na hulpklas toe en sy het net heeltemal Terug verbeter. skool toe. Ja. Ja. So ek wil nie dat die mense dit net sien. Beweeg bietjie die arms van jou. Kan jy jou voete bietjie so beweeg? Sê bietjie vir die mense iets van die goedheid van die Here, dat hulle hoor hoe praat jy? Die Here is goed. We serve an awesome God. So nou verlustig sy haarself. Sy kan sien, is dit Sudoku. Sy doen word puzzles, Word search. word search. Hierdie vrou, sy doen baie goed. Peer, Ons het, as ek ook nie toe gery het na die dame wat vir haar fisio gegee het en al hierdie klas van dinge, het ons altyd somme. Jy kan nou maar enige maaltafel vra van 5x9, 45, 7x6. 42. Ons het met tafel so geleer, ook nie toe en terug Klerksdorp toe, elke twee dae 'n week. Maar Susie vertel net bietjie wat die spesialis in Bloemfontein vir haar gesê het met die Ja, toe ons met Soekie, ek is nou weer terug, toe ons met Soekie na dokter toe in Bloemfontein, het hy haar medikasie verander en ons moes toe weer 6 weke daarna teruggaan. En toe ons met haar teruggaan, het hy weer toetse gedoen en ek sal dit nooit vergeet nie, hy het so voor sy venster gaan staan en haar ekstrale so op die venster gehad. Hy het met sy rug na ons toe gestaan en toe hy omdraai, toe loop die traan so oor sy wang, toe sê hy vir ons, wat ek hier sien is medies nie moontlik nie. En dis waar Soekie sy herstel met tyd net en hy was die dokter wat na die weermagmanne wat seer gekry het, breinbeserings. En hy het dit vir ons gesê, dat hy dit nie kan glo nie. Die atrofie wat daar was, het so verklein, hy het dit met sy naalvinger so vir ons gewys. En ons kon dit nie glo nie. Toe was ons besig, en ons het toe besef, die Here se hand is op hierdie kind. Ja. En ons het alles ingesit wat ons kan. En wie finansiëel, alles het in my besigheid reggeloop. Besighede, alles het in ons hele huis reggeloop. Niks was verkeerd nie. Dit was net, alles was om Soekie. En dit het gewerk. Die Here het sy hand op haar gehou die hele tyd. Ons het haar toegevat, die oogie het skeef getrek, 2-3 operasies daarna het hulle die oogie reg getrek. Die voetjie wat bietjie geval het met spiere, het hulle geopereer en die voetjie weer reg getrek. Maar toe sy
Die volgende jaar, na sy in die hulpklas in Goudkop Laerskool klaar is, toe sy hoërskool toe. Maar sy kan nie in die normale hoërskool met soekies loop en die tasse. Ja, sy kon nie, dis 'n 3 verdiepingsskool gebou. So as sy onder is in die klok lui, dan vat dit haar te lank om by die volgende klas te kom. Toe het ons haar in Stilfontein in 'n Christenskool gesit, waar sy die hele dag by haar tafeltjie sit. En so het sy haar skoolloopbaan voltooi. Baie geluk. Ek wil eintlik net, ons gaan koerantberigte plaas. Ons gaan dit op hierdie podcast sit van jou fotootjie, wat hulle bietjie beskryf oor die ongeluk en hoe jou sussie 911 gebel het met wat sy gesê het vir 911. Dink ons gaan dit plaas. Ek wil net hê nou, heiliglik waar jy nou is. Soekie. Dankie dat jy by die kinderbediening help. Dankie dat die kindertjies met hulle maaltafel seker help. Dankie dat jy 'n lig is. Dankie dat jy 'n aansteeklike mens is. Mense, julle wat na haar kyk, julle wil met haar tyd spandeer. Sy glimlag, sy help, sy is altyd 'n opbouende, positiewe mens. En as dit lyk of dit af is, moet jy net na haar rigting kyk. Dan gee sy daai glimlag en daai hoop. Maar Soekie, ek wil vandag saam met jou nommer 1 aan die Here die eer gee. Ja. Dankie Here Jesus. Dat 'n kragtige gebed, mense, ons moet vir mekaar aanhou bid. En dan die 2 persone links en regs van jou. Ja. Julle wil nie die eer hê nie as ouers nie, maar dat julle aanhou glo het, julle kon die vormpie ingevul het. Julle het geweier. Julle kon gesê het, my kind, ek het nie nog 'n dogter nie, en aan 'n inrigting gesit het. Maar dankie dat julle teen hoop gehoop het, en Christus was die hoop gewees. So julle as ouers, Soekie, ek weet jy gee julle baie hugs en baie drukke, en ons is baie lief vir jou Peer. Susie, dankie. So enigiets wat julle nog rondom die ongeluk of hersteltydperk wil bylas, enigiets van jou kant af? Ek dink sy kan bitter min onthou. Ja. Nee, ek dink sy kan bitter min onthou van haar herstel. Sy sal dit nie. Ja. Haar hare was lank, dit was altyd so moeilik met haar draabed, na die bad toe en haar hare was en droog maak. Ja. Maar ons is daar. Ek wil net vir ouers wat dalk deur hierdie tipe trauma gaan met hulle kinders. Daar's altyd hoop, nee. Want daar kom 'n breekpunt. Elke dag het iemand, 'n pa of 'n ma, 'n breekpunt wat sê, ek weet nie hoe lank gaan hierdie nog aanhou nie. Ek huil dalk baie trane. Ek staan by 'n liggaampie wat nie respons het nie. Hoe gaan hierdie uitspeel? Het ons kind verloor? Waar? Van die mens hou aan dit uitroep en sê, hoorie, en selfs in die hersteltydperk nie. Hoe lank gaan hierdie herstel plaas? My kind wys sulke klein ou progressies, maar vandag wys jy bietjie skaars van jou ongeluk. Maar bo al hierdie skaars wys die Here se grootheid en goedheid. Ek wil net vir julle sê, hierdie raak my baie, hierdie podcast raak my geweldig. Ek sit eintlik hier met, ek huil hier binne in my hart van opgewondenheid, maar eintlik van emosies. Want jy het so geliefd geword tussen ons. En hou net aan dit wees, hou net aan so geliefd wees. Mense, ek vra dat julle asseblief so gaaf sal wees, net om hierdie getuienis ook oral te share. So ek bly sê as jy kan subscribe of kan like of kan net vir mense hierdie aanstuur, want ons gee hoop deur dit. Kan ons 'n gebed saam doen, dan kan ons net 'n paar goed saamvat. Kom ons bid saam. Vader, ons gee U die eer vir die grootheid en goedheid. As ons luister, en ek weet ons kan nog baie praat, as ons net hoor van hierdie horrifiek ongeluk, ek sien my kind op die teer, leweloos, en hoe die proses begin het, en hoe 'n pastoor ingestap het, en hierdie kind gesalf en oor gebid het, en die huis het geruk, die fondasie, daar was 'n gees van lewe, en die volgende oggend groet sy haar sussie, en van toe af die proses, en vandag sit hier 'n lewende getuie van God se grootheid. Here, as die mense hierna luister, en hulle het kinders of familielede wat deur soortgelyke trauma gaan, wil ek bid, wees 'n God wat naby aan hulle is. Gee hulle die hoop en die krag en die vermoë om aan te hou staan en te veg in Jesus naam. En Here, ons gee alle prys en alle eer net aan U.
Amen en amen. Amen. So enigiets Pierre wat jy wil byvoeg, enigiets Ek wil net byvoeg, ek het dit nou nie gesê nie, die dag toe die spesialist vir ons sê van Soekie wat ons moet na 'n ander rigting toe vat. Ek het my stoel teruggeskryf en opgestaan en in sy oë gekyk en vir hom gesê, you obviously don't know my God. So en dis wat ek wil sê, ons God is groot. Amen en amen. Iets van jou, Soekie? Is jy reg? Dankie dat jy 'n heerlike gesprek met ons gehad het. Is reg. Pierre, ek sê jammer dat ons sekere emosies aangeraak het, maar dit is reël hierdie. Ek het jou teruggevat na 'n klomp jare toe terug, maar dankie dat jy met ons mense hierdie kan deel, want ons gee hoop. Daar's net een groot Here in hierdie wêreld. Net hy kan jou help. Niemand anders nie. Ons moet altyd op ons knieë wees. Ek was te groot op 'n stadium vir myself. Maar jy moet terugkom en dis wat Lewensentrum ons geleer het. Hoe om met mense te probeer werk. En laat ons deel moet doen. Net ter wille van God. So op hierdie emosionele, tog bly hart wat vol blydskap is, maar oë wat vlak lê van trane oor die grootheid van die Here, sê ek dankie dat julle inskakel, dankie dat julle deel is van hierdie Maandag met Morney. Subscribe, like en stuur vir julle mense aan. Ons waardeer julle almal, dankie dat julle inskakel. Alles van die beste en dankie dat julle deel was van hierdie podcast. Julle is 'n blessing. Totsiens almal.